smoke of mirrors, 'cause I know there's a God who's real. I don't need the lights to fool me, 'cause I have seen the God who heals. I know when I ask I'll receive it, 'cause you're not a God who withholds. I hear you say just believe me. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a love that glows, rattling my bones till the evidence shows. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a heart on fire that'll never grow tired. Wherever I go, I need a Holy Ghost. I need a ghost. Ghost. I need a ghost. I don't need a counterfeit comfort, 'cause nothing in this world remains. I need something stronger than lightning flowing inside of these veins. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a love that glows, rattling my bones till the evidence shows. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a heart on fire that'll never grow tired. Wherever I go, I need a Holy Ghost. I need a ghost. Ghost. I need a ghost. Oh, the fire, I can't even explain it. It's like I'm bursting with a heavenly language. And every time I get a taste, I know I just want more. I just want more. You're the kingdom that's been growing inside me. It's like a lion's roar that wants to revive me. And every time I get a taste, I know I just want more. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a love that grows, rattling my bones till the evidence shows. I need a Holy Ghost awakening my soul. I need a heart on fire that'll never grow tired. Wherever I go, I need a Holy Ghost. I need a ghost. 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 Goeienaand. Wil jy saam met my staan nie? Kyk, dit is my so lekker om julle almal te sien. As ek na julle kyk, dan dink ek, "Jo, kyk, die Here het mooi goedjies gemaak as julle hierso so staan." Hoor jy, weet nie, maar daai glimlag wat nou op jou gesig is, nie net vir iemand langs jou net sê, "O, dis lekker om jou vanaand hierso saam met my te hê nie." As jy vanaand vir die eerste keer saam met ons hier kuier, 'n baie spesiale welkom vir jou. Dis regtig lekker om jou hier te hê en ek is so bly dat jy hierso is. En ek hoop regtig dat jy met 'n ontmoeting van die Here hier sal wegstap en dat jy gaan beleef dat die Heilige Gees jou kom bedien vanaand soos nog nooit van tevore nie. Nou vanaand wil ek 'n vraagie vir jou vra. Ek weet nie wie van julle onthou die heel eerste keer wat jy by 'n rugby stadion gesit en rugby kyk het nie. Nou, een van die oomblikke wat vir my die spesiaalste was, ek het nie geweet in 'n losie kan jy soveel koeldrank drink, net soveel soos wat jy wil nie. En ek het dit nogals letterlik opgevat. So ek het so 'n koeldrankie wat ek van hou, hulle is 'n Cola Tonic en Dry Lemon en dit sal nooit van my af weggevat word nie. Nou ek het daai aand het ek gedrink dat die baarman vir my pa gesê het, "Hoorie, ek dink jou kind is nou klaar." Nou ek weet nie, dit was een van die lekkerste ervarings by 'n rugby-wedstryd, nie vir die rugby nie, maar vir die Cola Tonic en Dry Lemon. Maar dalk wil jy met iemand langs jou gedeel, hoe was jou eerste keer toe jy by 'n rugby game was? En hoe was dit vir jou en wat was vir jou die lekkerste oomblik daarvan gewees?
As jy met iemand gepraat het wat gesê het, hulle weet nie wat dit is nie, het jy nou 'n baie goeie geleentheid om die liggaam van Christus nou te wys in hierdie oomblik. En dan wanneer die rugby weer is vir volgende naweek, dan nooi hulle na jou huis toe, dan jy sommer 'n beter rugby ervaring. Daar sê, hoorie, kom ons sluit ons oop. En as jy gemaklik is, wil jy net saam met my net jou hande uitsteek nie. Heilige Gees, wat 'n voorreg het ons nie, om in die teenwoordigheid te kan wees. Nie as gevolg van 'n gebou nie, maar net as gevolg van u liefde wat binne in ons is. Heilige Gees, dankie dat u ons vanaand gaan kom bedien as vir geen beter manier is om te kon bedien word nie. Here, dankie vir u goedheid. Vader, dankie vir u liefde. Jesus, dankie vir u genade. Here, wanneer ons in 'n tyd van aanbidding ingaan, Here, kom bedien ons harte en mag ons die gemeenskap van gelowiges vanaand beleef in aanbidding en in hierdie week. En ons almal sê saam, amen. Kan ons die Here net 'n lofoffer gee daar waar jy is nie? Jy gaan ons. Kom ons klap ons hande so aan. Hy is waardig. So kom loop vir alles wat awesome het. Ons prys om die wat oorwin het. Bring hom die, sing ons rede. Jou stem en sy woord is die waarheid wat tyd het eerst. Sing sy lig en vrede gaan, kom ons bring hom die. Ons reder en lig jou stil ons verheerlik nou hierna sing jou song, sing nou, wil jy nie Johannes saam my lig, sing waardig is die Lam, waardig is die Lam, daar is geen so mooier as die naam, ons heilig is die naam, heilig is die naam, Jesus, ons sal bly sing. Ons juig in die hoop wat ons koning bring. Juig in die hoop wat ons koning bring. Ons sing nou sy naam, hy het reeds oorwin. Kom ons bring hom die ons reder en lig jou stem so
is goed, deur die bloed is daar genade vir elke hart, en almal wat tot U nader. Hy is groot en goed, U is groot, U is goed, deur die bloed is daar genade, en het ons alreeds oorwin. Kom ons gee hom eer in hierdie gebou, waardig. Waardig is die Lam, sy waardig is die Lam. Daar is geen naam so mooier is die Lam. Sing hy is heilig, heilig is die naam. Heilig is die naam. Ons sal bly sing. Getuig van die goedheid. I love you, Lord, for your mercy never fails. In all my days, I've been held in your moment, from the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Till I sing of His goodness, all my life You have been faithful. Sing of His goodness and kindness, and all my life You have been so good. With every that I am in, I will sing of the goodness. So speak to us, Lord. I love You. You have led me through the fire, darkest nights. You were close like no other. I know You as a father, I've known You as a friend, my friend. Though I'll sing of the goodness of God, 'cause all my life You have been faithful, and all my life You have been so good. With every breath that I am in, I'll sing of the goodness of God. So let's sing of His goodness. Your goodness is running out, it's running after me. Even when I can feel it, Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give You everything, 'cause Your goodness is running after, it's running after me. See Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, my life You have been, 'cause all my life You have been faithful. Wil jy nie jou stem saam met my lig en getuig van die goedheid van Christus? All my life You have been so good. With every breath I will
will sing, I will testify. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing right now. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing the goodness of God. I'm gonna sing the goodness of God. Your goodness, your kindness, it never leaves me, nor forsakes me. Hij is nooit ver en nooit weg van mij. Zelfs in hierdie oomblik is hy nooit weg van my. Nooit mag ek bewus raak van en die goedheid en die guns en die liefde. 'Cause all my life, you have been faithful. All my life you have been so with every breath that I am in, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Net met ons stemme, kom ons sing all my life. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing the goodness of God. Sing one more time. I'm gonna sing the goodness of God. You see what you can do, oh God of wonders. Power is no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again and again and again. 'Cause there's no prison wall you can break through. Mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. Things are possible. We sing the darkest night. You can light it up. You can light it up. The God of revival, let hope rise. Death is overcome. You've already won. God of revival, you rose in victory. Now you're seated ever on your throne. So wash in my heart.
trust in you alone. There's no prison wall you can break through mountains. Things are possible. There's no broken body or raised, no soul that you can save. Oh, things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. The God of revival, let hope arise, let hope arise. Death is overcome. You've already won. The God of revival. Come awaken what's dead, awaken what's lost. Oh. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Hey, oh God of revival, pour it out, pour it out. Oh, come awaken your people. Come awaken your city. Revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. The God of revival, let hope arise, let hope arise. And death is overcome. You've already won. The God of revival. Oh, the God of revival is among us. Oh. God of revival, yeah, come awaken your people, come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Oh, pour it out. Here albei is wie nie vir 'n oomblik net jou oë sluit nie. Habakuk 3 vers 2 sê, Here, toe ek van u roem gehoor het, is ek met ontzag vervul. U dade, Here, maak dit 'n werklikheid in hierdie tyd. Laat dit in hierdie tye bekend word. Onthou om barmhartig te wees te midde van die ontsteltenis. Jesus, toe ek van u roem hoor. Hierdie spesifieke vers is gebruik om hierdie liedjie God of Revival te skryf. En ek wil net hier op die skerm wees, you're the God of the city. I hear the chains come tumbling down. Wanneer die persoon Habakuk spesifiek hierdie boek skryf, is hy die hele tyd met die Here in 'n gesprek, wat hy eintlik besig is om te kla en te ween en te sê, Here, wat se kant toe moet ons gaan? Wat moet ons doen? Want die boek Habakuk is eintlik geskryf uit 'n verskriklike hartseer en 'n verskriklike pyn vir die nasie van Jesus. Hierdie boek is geskryf uit 'n plek uit van soveel hartseer. Maar jy sien, Habakuk kom tot 'n konklusie.
ten spyte van hoe die omstandighede mag lyk vir die volk van Jesus, weet hy, dat op die einde van die dag sal Jesus Christus op die troon sit en hy sal regeer. Hy weet ten spyte van die omstandighede wat hulle dalk in mag wees, ten spyte van die omstandighede van Babylon wat besig is om hier op te staan, ten spyte van die omstandighede van die pyn en die dood en die seer en die siekte en die skuld, weet hy, dat hy weet, dat Jesus gaan aan die troon sit. Wow! En wanneer ek en jy hierdie woorde lees, en hierdie liedjies se chorus en hierdie woorde verklaar, dan staan ek en jy aan die ander kant van die kruis. Ons sien nie meer die prentjie wat Habakuk van sy perspektief af gesien nie. Ek en jy staan aan die ander kant van die oorwinning. Ek en jy staan aan Jesus wat reeds op die troon in my en jou lewe sit. Amen. Ek wil jou uitnooi vanaand, dat wanneer jy hierdie woorde verklaar, dalk het jy 'n stuk stikkend in jou lewe. Dalk het jy 'n stuk siekte in jou lewe. Dit kan geestelik wees, dit kan emosioneel wees, dit kan fisies wees. Ek het 'n verwagting in my hart dat die Heilige Gees vanaand jou lewe wil kom aanraak. As Habakuk in 'n plek van stikkend kon sit sonder die Gees, verbeel jouself vir 'n oomblik waar jy na die kruis met die Gees wat se krag geleef in jou. Terwyl almal se oë gesluit is. As jy vanaand hier staan en jy sê ek het gebed nodig. Ek het restaurasie nodig in my lewe. Wil jy nie net jou hand opsteek vir 'n oomblik? As jy sê Here, ek is hierso. Ek het nodig om te sien hoe die shackles come stumbling down. Lord, I need to proclaim that you are God of my city. Lord, I need to proclaim as He has proclaimed that you are Lord of Lord. Heilige Gees, kom bedien vanaand elke hart. Heilige Gees, met U teenwoordigheid kom vra ek U aanraking aan, Here. Heilige Gees, ek kom bid vir 'n stuk restaurasie vanaand. Heilige Gees, dat dit meer sal gaan oor U teenwoordigheid in ons lewens en die bediening van Your presence, as wat dit oor die krag gaan van U. Heilige Gees, mag ons vanaand teenwoordig wees en bewus word van U goedheid. Wil jy nie net vanaand hierdie verklaar oor jou lewe nie? God of revive, come awaken. Come awaken your people. Come awaken the city. Yes, you are. God of revival, Lord. Yes, Lord, every stronghold will crumble. Every stronghold will crumble. Oh, Lord, I hear the chant. Come on, verklaar dit vanaand. On God of revival, glory. Come on, I hear your people. Come awaken your people. Come awaken your city. Yes, you are. Oh, God of revival, pour it out. Every stronghold will come. Hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out. Pour it out. Pour it out. Oh, Heer, ons verklaar it out. Here, dankie dat hierdie ons gebed kan wees. Heilige Gees, dankie dat U ons waarheid is. Heilige Gees, dankie dat wanneer ons bewus word van wat Paulus sê in Romeine 5 vers 5. The Spirit of love has been poured into all of our hearts. Wil jy nie vir 'n oomblik net aan die persoon se skouer langs jou vat nie?
Hierdie is kerk. Beleef hierdie vir 'n oomblik. Beleef die Heilige Gees se bediening deur die broers en susters wat om jou staan. Beleef Jesus se goedheid deur elke persoon wat hier is. The darkest night, you will light it up. You will light it up. Oh God of revival, oh let hope arise. Yes, death is overcome. Lord, you've already won. Oh. Lord, you are our God of revival. Here, dankie dat wanneer Habakuk se gebed lewendig vir ons word, weet ons dat ons staan in 'n oorwinningsposisie vanaand, Here. Heilige Gees, dankie dat wanneer ons treur, dan treur ons nie soos die wat sonder hoop is nie, maar dat our lament looks different than the world's lament. Here, ons trane, wanneer ons trane op die grond val, Here, dan weet ons dat daar bome uit ons trane uit gaan groei, Here. Here, ons elke gebed kom lê in U hande. Heilige Gees, dankie vir dit. Thank you for your presence. Oh, Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are awesome. Dankie daarvoor. Here, ons loof U naam. En ons prys U naam daarvoor. En ons almal sê, amen. Kan ons nie net vir die Here 'n lofoffer gee nie? Amen. Amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Ag, wil jy nie maar vir die persoon langs jou so breë glimlag gee nie? Die Here het julle maar gebless met sulke mooi smiles. Ons is in ons Heilige Gees reeks en ons is so opgewonde oor hierdie reeks en wat die Here besig is om te doen in ons as kerk. En ek is so opgewonde vir vanaand se woord wat Christian vir ons gaan kom bedien. So wil jy net vir Christian 'n 4 warm Helderberg handeklap gee nie? Dis hy. Goeienaand van my kant af ook. Net vir die van julle wat gewonder het, ons spreek gewoonlik nie in die aanddiens hier van bo af nie, maar ons rekord hom vir volgende week, want volgende week se Moedersdag sessie kan nie gelivestream word nie, so ons wil net iets hê wat ons op die kerk se Facebook page gaan sit. So dis kom ek hier bo, dis nie dat julle stink of julle asems nie lekker ruik of so iets nie. Dit is die rede daarvoor. Maar volgende week is ons weer hier onder naby julle deel van al die dinge. Nou vanaand of vandag praat ons oor die bemoediging van die Heilige Gees, né? Die liefde van God wat in ons werk en so ook na buitentoe. En jy het nou aangehaal die Romeine 5 vers 5 wat sê dat die hoop beskaam hom nie. En daai hoop maak liefde binne ons wakker wat in die Heilige Gees of deur die Heilige Gees in ons gedeponeer is. Maar vanaand wil ons eenvoudig begin en ek wil hierdie vraag vir jou vra. Jy moet terugdink aan die beste drukkie wat jy al ooit gekry het. Nee, dink terug, ek sien vir Byron daar staan, ons het 'n paar sad oomblikke al hierdie jaar gehad en by een van die begrafnisse waar ons was, het hy van daai kant af geloop en ek van die kant af en ons het net mekaar so vasgehou, kop geskit en verder gestap. Daar was nie 'n woord gesê nie, né? Maar in daai oomblik het daai drukkie so baie beteken om te bemoedig, né? Het julle elkeen so gedagte waar jy daai beste drukkie wat jy gekry het? So ek gaan vir julle myne vertel en ek gaan hom so 'n bietjie inkleer op die beste moontlike manier. Nou die van julle wat my ken of langer as 5 minute al met my tyd spandeer het, weet daar's 'n paar dinge waaroor ons opgewonde is, né? Dit's die Here, my familie, die wildtuin en sport. Nou vanaand gaan ek nie vir julle wildtuin storie vertel nie, ek gaan vir julle 'n sport storie vertel. Maar dit was toe ek 9 was, klein mannetjie. Het ons 'n rugbywedstryd of rugbytoernooi gehad by Warmbad. So ons het in Pretoria gebly. Ek was in Laerskool Magalieskrein aan die noorde van Pretoria en ons speel toe ons heel eerste toernooi by Laerskool
warm bad. Nee, nou kan jy dink hierdie klein chokkertjies hoe excited hulle is, kaalvoet mannetjies, hare is gegel. Ons is reg vir hierdie rugby. En ons begin speel en ons verbaas tot onsself. Ons speel toe eintlik nogals goeie rugby, nee, en ons wen ons eerste 2 games en so eindig ons in die finaal teen Laerskool Pietersburg, nee. Nou, daai tyd, jy weet nie waar dit is nie, maar jy gaan speel net rugby. Ons speel 20 minute aan 'n kant, na daai 40 minute wat ons speel, toe is die telling gelykop. Hier moet ons nou in die finaal gelykop speel en dit beteken ons moet nog 10 minute of 5 minute aan 'n kant, ek kan nie presies onthou nie, teenspeel, na dit telling weer gelykop. Nou gaan ons 'n tree verder, nou moet ons uitskop en ek het palle toe geskop vir my span, so nou moet ek teen hier ouetjie van Pietersburg moet ons nou gaan palle skop. Nou begin ons op die 22 meter daar by die kwartlyn, nou moet ons hom oorskop, ek en hy oor is hy. Nou gaan ons tussen die 22 en die 10 tree, nou sit hulle vir ons so 'n merkertjie, so 'n sakdoekie daar neer. Dan moet jy hom langs die sakdoekie laat val, dan moet jy hom nou oorskop. Ek skop oor, hy skop oor. Maar elke keer gaan hierdie chokkertjie net so 'n stukkie verby die sakdoek. Nou word ek kwaad vir hom. Nou sê ek van, wat doen jy, né? Jy kan nie kroek nie, jy moet reg speel. En elke keer, soos wat ons verder gaan, skop hy hom, soos ek ook nie vir julle net so oor. Kom ons by die 10 meter lyn, nou is dit net die laaste 3, dis die laaste skop van die 3 wat ons moet oorskop. Ek skop hom mooi tussen deur die mikke, daar gaat hy. Hier kom hierdie chokker en hy hol 2 tree verby daai sakdoek en hy drop hom. Hy val op die dwarslat en hy val oor. Ja, maar toe sê ek mos kwaad. Ek sê, ref, het jy nie gesê, jy ken nou vir Christian, hoe kan hy oordramatie? Ek van, wat doen jy ou? Dit is mos kroek hierdie, né? So, nou is ons weer gelyk op. Hier gaan ons na 'n coin flip toe. En vraggies, daar verloor ons die coin flip. Maar nou kan julle vir Christian in die arms in die lug sien vir hierdie ouetjie wat nou net gekroek het. Ek sak soos 'n vrotvel daar mekaar en ek huil, soos 'n daai ugly kraai, maar dis net, ja, dit's lelik. Hierdie klein chokkertjie, die hare is nou nie meer gegel nie, dis net trane waar jy kyk, né? En ek onthou ons meneer wat ons afgerig het, meneer Ellis. Hy's actually nou die hoof van Hoërskool Pietersburg. Onthou ek nou net. Maar anyway, lang storie, né? Hy kom na my toe, hy tel my op en hy gee my 'n drukkie en hy sê, Christian, dis alles oukei. Ja, maar ek skel. Ek sê, meneer, my het gekroek. Hoe kan hy? Ons moes gewys. Hy sê, alles is oukei. En dit is nou al, jesie wat, 24 jaar later. Maar ek onthou daai intensiteit van daai drukkie. Net opgetel het en gesê het, dit is alles oukei. Want 'n drukkie en bemoediging beteken in my woorde, iemand is naby. In daai oomblik, groot trane en vandag kan ek lekker daaroor lag en my hande in die lug opgooi. Daai ouetjie wat saam met my geskop het, hy moet my erns kry. Ek sal hom by die fietsloods kry. Jy het vanoggend gesê, hom sal ek by die fietsloods kry. Maar in daai oomblik het ek 'n nabyheid beleef wat vandag nog saam met my is. Ek is nie 'n groot physical touch ou nie, maar in tye soos dit, en ek spot nou met Byron, dat ons so geloop het, maar in tye soos dit het ek geleer, daai nabyheid beteken baie. Net op 'n punt te kan kom om te sê, of nie eintlik eers iets hoef te sê nie, maar net daar naby te wees. En dit is vir my so mooi gedeelte as ons die Bybel lees en wanneer ons praat oor die Heilige Gees en wanneer ons praat oor Christus ons redder en wanneer ons praat oor ons geloof, is dit vir my een van die mooiste dinge wat uitgekom het na die kruis. Is hoe 'n God wat al hierdie dinge geskep het, al hierdie dinge gedoen het, wat ons van lees in die Ou Testament, wat soveel wonderwerke gedoen het en die volk probeer lei het en hulle koning probeer wees het, eintlik kom en hy kom naby. Hy kom by ons, hy kom tussen ons en hy kom leef saam met ons. Hebreërs 4 vers 15 sê dit so mooi, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. En ek lees hierdie gedeelte, en daai medelee praat hulle van simpatie en empatie, en eintlik wat dit oor gaan is om te verstaan die situasie waarin ek en jy onsself bevind. So mooi gedeelte, waar dit die deel van wat Jesus op aarde gedoen het, vir ons so mooi kom vasvang, om te sê, hoekom kan ek en jy met soveel vrymoedigheid na hom toe gaan? Want hy weet presies waardeur ek en jy gegaan het.
Hy weet hoe ek gevoel het. Toe ek gevoel het, daai ouetjie het my nou heeltemal ingedoen met hierdie paloskoppery. Ek het verdien om te wen en toe verloor ek. Hy weet hoe dit voel. En as gevolg van dit, kan ek met alle vrymoedigheid na hom toe gaan. En wanneer ons praat oor die Heilige Gees, en wanneer ons praat oor die Heilige Gees wat ons kom bemoedig, en die Here wat ons kom bemoedig, is hierdie gedeelte vir my so mooi, waar hy sê, hy was net soos ek en jy, versoek, maar hy het nie gesondig nie. So 'n mooi deel waar hy eintlik vir ons sê, hy het nie vir ons kom wys hoe lyk dit om ons probleme vir ons weg te vat nie. Hy het vir ons kom wys hoe lyk dit as ons oorwinning oor ons probleme in die middel van ons probleme kan beleef. Hy het simpatie, hy het medelee met my en jou, want hy was in alle opsigte net soos ek en jy versoek, maar hy het nie gesondig nie. En ek kyk na hierdie en dit is so 'n mooi gedeelte waar dit vir my sê, dat Jesus verstaan wie ek is. Nie net hy verstaan my pyn nie, hy verstaan wie ek is. Hy verstaan wie ek is in daai situasie, hy verstaan wie ek is buite daai situasie, maar hy verstaan ook wie hy wil, wat hy my wil maak, wie hy my wil maak deur hierdie situasie. John Piper skryf dit so mooi, hy sê, Jesus did not just do acts of compassion, he felt compassion. Dis hoekom ek en jy met vrymoedigheid na hom toe kan gaan. Hy het nie net kom wys, net dinge kom doen om te sê, dis hoe ek liefde of compassion vir die mense kan wys nie. Hy het dit gevoel as mens op aarde. En dit gee vir my en jou vrymoedigheid om met volle vertroue en volle vrymoedigheid na hom toe te gaan. Nou vanaand, soos wat julle weet, in die aanddiens keer ons so 'n bietjie uit ons Bybels uit. Nou vanaand se slides gaan weer klein bietjie anders lyk, want ons het, soos ek gesê het, ons neem hom op, so die slides is weer op die skerms, maar ek wil julle nog steeds uitnooi om saam met my deur julle Bybels te werk. Ons begin vanaand by 2 Korintiërs 1, en ons gaan vanaf vers 3 tot by vers 9 saam hardloop, so indien jy 'n Bybel het, haal hom uit, lees saam met my, lees vir verskillende vertalings, want dit help om ons 'n beter verstaan te gee van wat daar gebeur. Nou, ons gaan begin by vers 3, waar hom so mooi sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandighede ons moed gee. Hoe mooi is dit? Die Engelse vertaling skryf daai deel, hy skryf die deel wat hy sê, hy is die Vader wat hom ontferm, skryf hy, he is the Father of compassion. So 'n mooi gedeelte, nê, om die bron te verstaan. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit die hart van die Vader uit. So hoekom het hy compassion oor ons? Hoekom ontferm hy oor ons? Hoekom bemoedig hy ons? Baie eenvoudig, want hy is lief vir my en jou. En as ek en jy die bron verstaan, word dit soveel makliker om te verstaan hoe ek en jy dit na die wêreld daar buitentoe kan vat. Maar hier skryf hy vir ons, hy sê hy verstaan hoe ons voel, hy voel saam met ons, maar hy wys vir ons dat hy is die bron van hierdie ontferming. Hy is die bron van hierdie bemoediging wat vir my en jou gegee word. Nou baie interessant uit hierdie gedeelte uit is, wanneer ons praat oor dit, wanneer ons praat oor compassion, wanneer ons praat oor die hart van die Vader, is daar gewoonlik 2 stories wat ons baie goed ken, né? Die eerste ene, ek dink julle kan hom hardop sê, is die storie van die verlore seun. Die tweede een is die barmhartige Samaritaan. Nee, stories wat ons in kinderkerk geleer het, stories wat ons alself met ander mense gedeel het, stories wat ons al baie in kerk gehoor het. Maar hulle skryf so mooi, hulle sê, beide die gelykenis van die barmhartige Samaritaan en die verlore seun draai om deernis, maar in albei gelykenisse en ook in Jesus se eie lewe en in sy bediening, sien ons, het hy gesien, voordat die gevoel voortgegaan het. Wat hulle daarby sê, is by elkeen van hierdie, sê hulle dit, hy het eers gesien sy seun, en toe het hy gesê, hier is my geliefde seun. Selfde by die barmhartige Samaritaan, die Samaritaan het eers verbygestap en gesien, hier lê 'n stikkende ou, voor hy opgetree het. Ons sien dit by die weduwee van Nain, toe die Here haar gesien, het hy haar innig jammer gekry. Ons sien ook in die skares, toe hy die skares gesien het, het hy hulle innig jammer gekry. Ons sien,
hoe God 'n God is wat sien. So 'n mooi gedeelte, die deel dat ons kan sê, hy bemoedig ons, die deel wat ons kan sê, dat hy is the father of compassion, maak vir my en jou die konklusie, dat God sien my en jou raak. God sien jou raak. Vir my so 'n mooi gedeelte om die hart van die Vader te kan verstaan, om te weet dat God sien my. En baie keer voel dit vir my as ons die Bybel lees, dan sukkel ons om ons eie name daarin te sit. Hy het die skares gesien en hy het hulle innig jammer gekry. Maar ons sukkel om te sê hy het vir Christian gesien en hy het hom innig jammer gekry. Ons as Christene sukkel om onsself in daai posisie te sit. Ons diskwalifiseer ons baie maklik van daai gedeelte van ons Vader af. Maar vanaand uit hierdie deel waar ons praat van is 'n God wat ons bemoedig, of dis die God van bemoediging, dan praat hy van 'n God wat vir my en jou sien. Die tweede een kom uit vers 4 uit, waar hy sê, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. So die groot deel wat ek en jy hier leer, is dat net soos wat dit die Vader is, the Father of compassion is dit die God van bemoediging. Eintlik 'n karakterstelling wat van ons God gemaak word, om te sê, hierdie is 'n karaktereienskap van ons Here. Die God van bemoediging. En vir my een van die interessantste dinge wat ons hier sien, waar hy sê, 'n God wat kan sien, iemand wat bemoedig, iemand wat jou kom bemoedig, is iemand wat kan sien dat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Maar vir my baie interessant, wanneer hulle praat van daai bemoediging, gebruik hulle presies dieselfde woordjie as wat hulle beskryf om die Heilige Gees te beskryf in Johannes 16. Nee? Ons het al 'n paar keer daaroor gepraat en ek dink wanneer ons oor die Heilige Gees gaan praat, gaan dit nog 'n paar keer opkom. Is daar enige een van julle wat bereid is om die woord uit te skree wat hulle daarvan praat? Comforter, yes, dit is bemoediger. Maar wat is die oorspronklike woord? Daar sê, alright. Parakletos, né? Dis dieselfde woordjie wat gebruik word om te sê, net soos wat God ons bemoedig, stuur hy vir ons die bemoediger. En dit is vir my so mooi om dit uit te beeld, want dit is nie net iets wat God doen nie, dis iets wat God is. Net soos wat ons gepraat het oor die compassion, he didn't just do acts of compassion, he felt compassion. Dis nie net dat die Here my en jou bemoedig nie, dis dat hy die ware bemoediger is. Johannes 16 skryf hy sê, toe sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En baie interessant van daai parakletos, dis 'n woordjie wat eintlik in 2 opgedeel word, die para gedeelte en dan die kletos. Die eerste deel beteken om naby jou te kom, en die tweede een is om iemand te roep om jou te kom bystaan. So die Engelse vertaling, en ons het hom in week 1 gedoen, wat daai parakletos verduidelik, praat van helper, comforter. Hy praat van die voorspraak, die advokaat wat vir ons intree. Maar as ons hierdie woordjie mooi verstaan, wil ek eintlik iemand hier by my hê om in te hak, dis soos wanneer ons gaan skram, né? Ons hak in. Iemand wat nader geroep het, wat onder jou skouer inkom om te sê, maar ek gaan saam met jou hierdie ding tackle. Dis 'n God wat sien. Dit word beskryf deur sy meegevoel vir my en jou, sy compassion vir my en jou. Maar dan die tweede deel wat hier uitkom, is dit is wie hy is 'n bemoediger. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur om te sê, ek stuur iemand om langs jou, in jou en saam jou te wees, om onder jou in te klim en jou te help dra. Ek onthou my eerste jaar van CCEP het Antoinette, amper vergeet ek nou haar naam, Antoinette vir ons hier voor laat staan met die Heilige Gees en almal laat inhak. En ons moes so deur die auditorium hardloop om te vir mekaar te wys dat maak nie saak waar ons gaan nie, ons bly in eenheid. Ons bly hierdie dinge saam doen. So die eerste deel wat vir my so mooi is hy sê dit is
'n God wat sien. Die tweede een is dit is 'n karaktereienskap nie net van ons God nie, dit is wie hy is. Hy is die ware bemoediger. Dan spring ons so 'n paar skriffies net om tyd te spaar en jy kan lekker daar gaan deurlees waar hy praat oor die bemoediging en hoe Paulus skryf oor 'n klomp dinge waardeur hulle gegaan het. Maar dan spring hulle sê trouens, dit het ons nou net die regte skrif hier kry. Trouens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit die groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Vir my so 'n mooi gedeelte waar Paulus vir hulle kom skryf. Hy sê ook ek skryf vir julle dat hierdie God van bemoediging jou sal bemoedig. Daai vers 3. En as hy jou bemoedig, sal jy die geleentheid kry om ander op dieselfde manier te kan bemoedig. Om ander te kan sien en onder ander kan inklim om te sê, maar ek is hier om te help. Maar dan praat hy hier eintlik uit 'n persoonlike getuienis uit, waar hy's net voor dit vir hulle skryf, ek wens ek kon vir julle vertel oor al die dinge wat met ons gebeur het. Maar hier's die waarheid. Ons is uit dit uitgehaal. Ons is daar uitgered. En die mooi deel wat gekom het, is sodat ons nie op ons eie kragte kan staatmaak nie, maar ons hoop kan sit op God. Hy sê dit is hy wat ons uit groot doodsgevaar gered het en waar ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. En dit is vir my so mooi waar hy daar praat van dit is die een op nie op ons vertrou nie op onsself nie, maar op God wat die dooies opgewek het om te lewe. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar soos wat ons deur die Paasnaweek gegaan het en oplei na Hemelvaart toe en so voort, het ons die reeks gedoen van volbring. Waar ons spesifiek in 1 Korintiërs 15 vasgehak het, wat gepraat het dat Jesus die dood oorwin het. En hier herinner Paulus hulle net weer om te sê, maar dit is waarop ons hoop sit. Op die opstandingskrag van Jesus Christus. Dit is waar ons hoop lê. Maar dan gaan hy 'n treukie verder. En hierdie deel was vir my so mooi toe ek deur dit gegaan het hierdie week. Waar hy daai laaste deel sê, hy sê, dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Nou as ek een ding geleer het al van Bybel lees, as daar een woordjie so baie keer voorkom, dan is dit gewoonlik 'n goeie ding om so 'n bietjie te gaan soek. Hoekom kom hy so baie voor? En ek kyk hier en daai gedeelte is eintlik vir ons baie mooi, net om te sê hoe Paulus hulle glo. Hy sê, hy het ons gered uit hierdie moeilikheid uit, en ons weet ook, hy sal ons weer red, maar hy gaan ons verder red en hy sal ons ook, of weer red en hy sal ons ook verder nog steeds red. Amper of Paulus vir ons kom sê, maar hierso is 'n veiligheid binne die redding van ons bemoediger. Hier's 'n veiligheid om te weet, hy gaan ons nie net een keer red nie, maar hy gaan ons aanhou red. Maar dis hierdie woordjie red wat my aangegryp het vir vanaand se gedeelte. En ek gaan hom vir julle in Engels lees. Die oorspronklike vertaling sê to draw to oneself. Hy sê to rescue, to snatch up, to draw or rescue a person to and for the deliverer. Wat vir my en jou beteken, dis nie net 'n red uit 'n omstandighede uit nie. Dis 'n red tot nabyheid van God. Totale ander prentjie van bemoediging. Totale ander prentjie van hoe ek in my moeilike omstandighede na die Vader toe gaan. Dis nie net 'n red van ek is nou veilig, soos Paulus daar skryf van die doodsvonnis nie. Dit is, hy het my uitgehaal, hy het my veilig gemaak, maar hy het my naby aan hom gebring. Baie interessant is van hierdie woordjie, die oorspronklike vertaling, word in die Onse Vader opgevang, né? En daai laaste gedeelte waar hy sê, Lord deliver me out of my, nou is ook by die verkeerde een, waar hy sê, deliver us from evil. Waar dit nie net is om my van my eie, of van die evil af, die moeilikheid uit te verwyder, om my van die moeilikheid af weg te vat nie. Maar daai deliver beteken,
to draw near to the rescuer. So nie net weg te vat van die vyand en van die dinge wat sleg is nie, maar my aan nabyheid van Christus te kan beklemtoon. Hoe mooi is dit nie vir my en jou nie? Dis 'n God wat sien. Daardeur weet ons, hy het compassion vir my en jou. Hy sien my en jou raak. Dis 'n God wat nie net bemoedig nie, hy is die bemoediger. Hy bring vir ons hoop om nie op onsself en ons eie insig te staat te maak nie, maar om volle vertroue in hom te kan hê. En dan sê hy red ons uit dit uit. Hy sal ons weer red en hy sal ons verder red, maar nie net van ons omstandighede nie, eintlik van onsself, sodat ons naby aan hom kan lewe. Dis vir my so 'n mooi gedeelte wanneer ek daai lees. Om bemoediging en die manier wat Christus ons bemoedig, net so help bietjie beter te verstaan. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons deur tye gaan waar ons hopeloos voel, wanneer ons voel ons weet nie wat se kant toe nie, wanneer ons baie vrae vra, te besef dat Christus weet presies waardeur ons gaan. Hy was daardeur. Maar dan sê hy vir ons, hy sien ons. Hy is die bemoediger wat onder ons inklim, wat langs ons, in ons en saam ons hardloop. Hy bring vir ons 'n nuwe hoop. Maar hy bring ons vir ons redding uit ons situasies, maar ook redding vir nabyheid vir die Vader. En ek wil vanaand afsluit met 'n storie. Ek weet nie wie van julle het al die storie gehoor van ons eerste swangerskap, waar ek en my vrou so opgewonde was. Ons het 'n klomp woord gekry, ons het skrif gekry, ons het 'n klomp dinge by die kerk gekry oor dit gaan 'n seentjie wees. Ons het een van die kidsleiers wat saam met ons gewerk het in Meyersdal, het tot vir Leandrie kom kuier en koffie kom drink en gesê, sy het 'n beeld gesien oor hoe Leandrie 'n klein seentjie vashou. Nou hierdie is goed wat gebeur voor ons swanger is. So in die proses, dankie, ek het jou nie eers opgeroep nie, champ. In hierdie proses besef ons toe, alright, ons is swanger. En ons raak verskriklik opgewonde, né? Weet nie wie van julle was onlangs deur dit nie, maar dit is 'n deel wat mens verskriklik opgewonde maak, is as daar 'n nuwe lewe eintlik deur jou geskied. En ons bel die mense en ons video call almal en ons sit broodjies in die oond en ons maak dit oop om vir almal te verduidelik. Ons doen al hierdie dinge. Ons is excited. Nee, ons het hierdie woord ontvang. Ons het tot tieners in die kerk wat vir ons woord kom gee oor 'n blou sonneblom wat op 'n rots groei. Nee? En ons is nou so excited oor hierdie babatjie wat kom, hierdie seentjie wat vir ons gegee word. Soveel so toe ons by 13 weke kom, waar ons nou vir 'n sonaar moet gaan en ons moet deur die hele proses gaan en ons gaan nou uitvind, is dit 'n seentjie of 'n dogtertjie. Toe raak die dokter so bloek soos 'n spook. En duidelik kan jy sien iets is nie lekker nie en hy sê, nee, die tellings en dit wat hy weet maak nie sin nie, maar ons gaan nog 'n week gee, jy moet volgende week terugkom. Toe ons volgende week terugkom, toe sê hy vir ons, julle babatjie het nie hartklop nie. Ons moet aborteer. Nou is dit in COVID, dis in 'n tyd wat ons nie weet wat se kant toe nie. My vrou moet in die hospitaal ingaan, ek het met 'n sakkie geloop tot by die hek, het dit daar gelos. Nou moet my vroukie hier ingaan deur al hierdie dinge met 'n sakkie in die hospitaal. Ek hoop julle kry die prentjie, nê. Jy loop hier in die hospitaal in. En nou begin die proses van rou. Nou kom ons by die huis en ewe skielik waar ons video calls gemaak het met baie opwinding, maak ons video calls waar almal net vra, is julle okay? Moet ons iets vir julle doen? En so voorts. Maar daar kom 'n gedeelte waar die Here spesifiek met my vrou praat oor hierdie babatjie. En die Here het eintlik vir haar 'n naam toe kom gee wat sy naam Grace is. Om te sê, hier's vir julle, hier's Gracie. En ek wil in hierdie proses so naby aan julle kom, dat julle sal besef, dat my genade is vir julle genoeg. Baie dele, en ek kan nou nie die hele storie deel nie, want dan gaan ons die hele aand hier deel, sit,
Maar hoe my vrou prentjies gekry het van rose en hoe die klere verander het en hoe die Here met haar gepraat het om te sê, maar Leandri, my genade is vir jou genoeg. Daai babatjie se naam het ons Gracie genoem. Want in daai oomblik het ons besef wat die genade van Christus vir ons beteken. En as jy meer wil uitvind, asseblief kom gesels met my. Ek sal graag die storie wil deel en graag eintlik my vrou wil hê om die storie verder te vertel. Maar in hierdie ding, in hierdie proses het ek geleer hoe die Here jou kan koester, jou kan bemoedig en vir ons kan genade gee wat ons nie kan verstaan nie. En daar's 'n laaste prentjie wat ons vanaand weer wil afsluit. Laaste foto wat ons kan opsit. Hierdie was hierdie week geneem toe ons in ons familie by Cape Agulhas gaan staan het, met die Indiese en Atlantiese Oseaan daar tussen ons. Daar so staan ons seentjie in my arms. 'n jaar later het hy gekom. Want die Here het gepraat. Daar is hy. Daar's ons 2 oue maande dogtertjie, Joa, in my vrou se arm staan. Maar hier's die deel wat ek vir julle wil vertel. Ons is deur daai proses, want die Here het ons kom leer wat dit beteken om in sy genade te kan sit, in sy genade te kan wees. Maar hy het ons op so 'n manier bemoedig, dat daar geen letsels, geen moeilikheid is, geen teruggaan na daai pyn toe nie. En ek weet hy het dit gedoen, want hy het geweet as ek met pyn daai 2 kinders moet grootmaak, gaan ek 'n groot gemors maak. Hy het my kom gesond maak op maniere wat ek nie van geweet het nie, sodat ek die pa kan wees vir daai 2 kinders, wat ek vandag moet wees. En dis my vertroue vanaand vir elkeen van julle wat hier sit, wat die vraag vra, Vader, sien my raak. Vader, ek het iemand nodig om saam met my hierdie pad te stap. En Vader, ek het 'n redder nodig, maar nie net uit my situasie uit nie, ek het nodig om naby aan U te kom. Vandag kan ek daai storie vertel met net smiles. Want die Here het my kom wys hoe lyk dit om bemoedig te word in tye van nood. En daai skrifvers, en hierdie is my hart en my hoop vir elkeen van ons. Daai vers 3 sê dit so mooi. Hy sê dit is die God van ontferming, the God of compassion, die God van bemoediging, wat my en jou bemoedig, wat ons bemoedig in elke moeilike omstandighede. Maar dan gaan hy 'n treukie verder en hy sê, sodat ons ander ook kan bemoedig. Dit is die wonderlike ding van the gift of the Holy Spirit. Wanneer hy in ons werk, is die volgende tree altyd om deur ons te werk na die mense daar buitentoe. En op dieselfde manier wat hy dit doen, mense raak te kan sien, langs hulle in te kan kom, en dan om seker te maak, hulle kan gered word, nie net uit die situasie nie, maar tot nabyheid van Christus. Dis hoe ons mense bemoedig, met net my en jou deel wees van hulle lewens. So ons gaan vanaand afsluit met 'n gedeelte waar ons nagmaal gaan vier. En die nagmaal is vir ons so 'n mooi gedeelte, waar Korintiërs skryf daaroor, dan praat Paulus aan sê, maar doen hierdie ter nagedagte aan my. Doen dit en dink terug aan die opoffering wat Jesus vir ons aan die kruis gemaak het. En as jy vanaand hierdie nodig het om dit te doen, om te sê, Here, sien my raak, getuig die kruis daarvan. As jy sê, jy het iemand nodig om langs jou in te kom, getuig die kruis daarvan. As jy sê, jy het vanaand 'n redder nodig, getuig die kruis daarvan. So ek wil jou uitnooi, soos wat hulle net gaan aanhou speel hier in die agtergrond, om op te staan en uit te beweeg, en regtig 'n persoonlike moment met die Here te hê. En as jy nie nodig het vir bemoediging vanaand nie, vra dalk vir die Here, wie moet ek gaan bemoedig? Wat se storie, wat se deel is in my, wat ek, net soos U my bemoedig, die mense rondom my
kan bemoedig. So ek gaan julle uitnooi. Staan gerus op, beweeg vorentoe en geniet die nagmaal saam met ons. Every breath that I am in, I'm gonna see the goodness of God. I'm gonna sing the goodness of God. I'm gonna sing the goodness of God. Your goodness, your goodness. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. As jy klaar nagmaal gebruik het, wil ek jou uitnooi om saam met my te staan, as jy gemaklik is, en net jou oë te sluit. Ek wil net so graag hierdie seëngebed net oor ons elkeen net spreek vanaand. Jesus, dankie vir hierdie tafel wat U vir ons gedek het. Jesus, dankie dat ons U genade kan beleef. Vader, dankie vir U liefde. Dankie vir U liefde wat binne in ons harte ingedeponeer is. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U teenwoordigheid in ons elke oomblik en ons elke dag. May we experience your mercy and your goodness. En ons almal sê saam, amen, amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Dankie dat jy vanaand saam met ons hierso was. Dit was so groot voorreg om hierdie bedieningstyd saam te kon beleef en saam hier te kon wees. Jy sal sien op jou stoel is daar 2 koevertjies. Die een is ons praat met ons kaartjie. En die ander een is ons gee koevertjie. Nou gee is altyd 'n ongemaklike ding om oor te praat, want ons weet nie eintlik altyd hoe maak ons met hierdie nie. Maar Jesus leer ons eintlik so mooi beginsel, dat wanneer ek en jy kom gee,
gee ons nie uit 'n plek uit van ons moet gee nie, maar ons kom gee uit 'n plek uit van die goedheid wat hy doen vir ons en die goedheid van sy lewe oor ons. En ek wil regtig vir jou aanmoedig om te gee vanuit daai plek uit van die Here se overflow in jou lewe en met die gesprek wat jy en die Here het. So ek wil jou regtig aanmoedig om in 'n gesprek te gaan met die Here, om nie net jou lewe vir hom oor te gee nie, maar elke gedeelte daarvan ook. Jy is welkom om jou kontant daarin te sit, sou jy hê, of met die QR-code is jy welkom om dit ook te kan scan. Ek besef ons is aandiensmense, so almal scan jou waarskynlik. Ek weet nie eens hoe lyk kontant nie. Maar jy is meer as welkom om daar dan binne in te sit. Maar hier's 'n paar opwindende goed wat hierdie kwartaal nog gebeur. So hier gaan 'n video speel terwyl ek net so 'n bietjie deur hulle gesels. Maar heel eerste op ons lysie wat ons net oor gesels is Moedersdag, wat om die draai is vir nou, ek besef hier's nie baie moeders wat hierso sit nie, maar jy het 'n moeder, anders sou jy definitief nie hier gewees het nie. So sleep jou ma saam volgende naweek, Lindy Strydom, is in die oggenddiens saam met ons hierso, so dit gaan regtig 'n fenominale tyd wees, en ons gaan in 'n tyd van vas ingaan van môre af. Ek wil regtig jou aanmoedig om deel te wees van hierdie vas, om in 'n nuwe lewensritme in te gaan, en eintlik hierdie is so 'n spesiale tyd om dit te kan doen, en ons hemelvaartdiens breek hier vas. As jy wil deel wees van hierdie vas en hierdie accountability, is jy welkom die QR-code te scan, wat op die onderkant, die bokant van jou stoel is. Jy is welkom die groep daar ook te kan join. Daar sy. Ek's nou klaar daarna, moenie worry nie. Ek's amper klaar. Vir my hand te jaag nie. Dan het ons street store wat om die draai is. Ons het hierdie daar sy. Ons het hierdie Woensdag aand gaan ons nie live groups hê nie. So ek wil jou regtig aanmoedig en uitnooi om Woensdag aand saam met ons die klere te kom uitsorteer. Dit gaan regtig 'n jolige tyd wees. Dit voel as so baie klere is, dan voel ek asof ek soos in 'n mal in verander. Ek wil net soos binne in die klere duik. So ek is een wat chaos veroorsaak. Ons het mense nodig wat orde kom skep. So asseblief, ek frustreer die span, want ek verander in 'n kind, is al so baie anshin skit al klaar daar kop. So ek raak soos 'n kind, ek wil net duik in die klere, want dit voel soos 'n klereberg. Maar ons het mense nodig wat vir ons orde kom skep. Asseblief help. Kom help die span. Help ons om orde te skep in hierdie tyd. Dan het ons die familiekuier wat om die draai ook is. Daai datum is die 17de Mei. So dit gaan regtig 'n fantastiese tyd wees. So asseblief maak seker dat jy die familiekuier nie mis nie. Vir al die nuwe mense wat deurgaan. En dan is daar barista training. Asseblief so gaan maak seker jy gaan gee jou naam op vir barista training. Ek beloof in vandag se tyd is barista training die direkte ekwivalent vir om 'n CA te word. Enige iemand ek besef die CA's. Ek vra nederig om verskoning, ek het nou doodskyke gekry. Dis nie soos om 'n CA te word nie. Maar jou lewe gaan verander en jy kan 'n koffieshop oopmaak. So asseblief, gaan gee jou naam op man. Genade. Asseblief. En draak deel van hierdie family. Dis 'n ongelooflike familie. Jy wil deel wees. So asseblief gemaak by die padstalle draai en ons kan ons regtig nie wag om jou volgende week selfde tyd, selfde plek te sien nie, maar eerstens sien jou Woensdag. Wees geseën. Die goedheid en guns is heuning vir my beker loop oor, my lewe getuig van die heerlikheid, dit heers in my. Genade so groot en redding so ryk, die liefde so mooi, met grense so wyd, die waarheid hier, dit leef in my. Ek sing omdat ek weet jy het opgestaan, ek sing omdat ek weet jy die dood verslaan, die klip is weggerol en die graf is leeg, Here Jesus ek weet jy leef.
gee alles oor. My God het gewen en dood het verloor. Die prys is betaal, die skeiding geskeur. U maak alles nuut. U woord is my rots, u gees is my krag. Geskep in u beeld, geroep met gesag. Die koning se kind het lewe gevind. U maak alles nuut. En ek sing omdat ek weet u het opgestaan. Ek sing omdat ek weet u die dood verslaan. Die klip is weggerol